die woord van God ontvang, kom ons sluit net die oë en dan vra ons die Here om hom verder aan ons te openbaar deur middel van sy woord. Dankie Here Jesus Christus, Abba Vader, dat ons nou kan stil raak en sê, kom openbaar Uself deur U woord. Help dat ons U beter sal leer ken en 'n intieme verhouding met U kan staan. Dat U die Seun van God is, maar ook ons vriend is. Dat U koning is en ons U seuns en dogters. Dankie dat ons nou kan besef, ons is deel van die liggaam van Christus. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. As jy nie mooi kan sien nie, daardie 1, 2, 3, 4, 5 beelde van 'n persoon is nie spooke nie. Dis 'n afbeelding van 'n mens se liggaam. En ek wil hê as jy verward raak oor vandag se boodskap, kyk net op. Sê, Here help my. Here help my dat ek hierdie beter kan verstaan. Die tema van vandag is, funksioneer jy in sync met die liggaam van Christus? Vir die ouer garde beteken in sync gesinkroniseer. Vir die minder slim mense beteken dit, is jy in lyn met die liggaam van Christus. Of jy daarmee aanklank vind al dan nie, maak die saak nie. Is jy gesinkroniseer? Is jy in die posisie wat God wil hê jy moet wees? Maar ek wil verder gaan daar waar ons verlede Sondag ook was, en dis 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 is 'n uitstekende voorbeeld van die liggaam van Christus. En dit is maklik om het te onthou, en dit is 1 Korintiërs 12 vers 12, en dit wat volg. En ek het verlede Sondag net so gewip oor hierdie gedeelte met die gedagte dat ons vandag daaroor verder gaan praat. En hier kan ons begin in vers 12 sê, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm. Maar ek wil hê jy moet so 'n bietjie om jou kyk. En jy kyk na hoe die gevreed is, of die haarstyl, of die kleredrag, of wat ook al nie. Besef dus mede liggaamsdele van Christus. Jy het nie gekyk nie. Die manne wat net afkyk, as jy skaam. Maar ek vra net, maar dan moet jy dit picture, hierdie is die liggaam, maar heel boaan is ons Here Jesus Christus, is hy die kop. Hy is die hoof van hierdie liggaam. En dan gaan hy verder. Hy sê, vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, so jy was nie, jy moes 'n liggaam word. Is ons almal met die een gees gedoop. Daar's 'n stryery in kerke, is daar nog steeds 'n ding soos die doping van die gees. Wena, easy voorbeeld. Hier staan dit, wit met swart letters. We are baptized in the Spirit as the body of Christ. Betekende, ons weet as jy gedoop word, word jy in die water ingesak. Nee.
En dan bid jy totdat die pastoor jou uithaal. Die dooping in die Gees is eintlik bietjie anders. En ek moet dit hier inbring en verduidelik dat julle dit verstaan, want wat wel gebeur is, God kom, wanneer jy jou bekeer, wegdraai, om agter die Satan aan te duimel, en jy volg die Here Jesus Christus, dan sê hy, mooi so my kind, ek gee jou my Heilige Gees, as 'n geskenk. En dan woon die Heilige Gees in jou, maar hy is nie aktief besig in jou, in sekere opsigte nie. Hy wil jou verder aanraak, hy wil jou deurdrink, en die eerste gedeelte wat die belangrikste is jou kop en jou hart. Hy wil jou denkpatroon totaal verander, en jou emosies en jou gesindheid, dan is jy bruikbaar vir hom, anderster is jy maar nog net soos altyd. So ek en jy moet toelaat om die Here Jesus Christus te volg, sodat hy ons kan deurdrink. Maar dan staan die Bybel voor dat iemand vir jou kan hande oplê wat 'n gesand van God is, en dan kan hy bid sodat die doping, die deurdrinking van die Gees kan plaasvind. En dan kom steek hy daardie krag van hom in jou binneste aan die brand, want Johannes sê, hy doop met water, maar die een wat hy gaan doop, gaan wel ook ander doop met water, maar ook met die Gees en met vuur. Wat dan gebeur is die volgende. Hy sê, of ons nou 'n Jood is, of 'n Griek, slaaf of vry, ons almal is nou deur dieselfde Gees deurdrink. Ek weet dis min Jode in Frankfurt. 10 teenoor nog minder Grieke. Maar wat die wel is, ek is 'n bastard tussen 'n Nederlander en 'n Fransmens. Karim is die vader alleen weet. En as jy om jou kyk, kan jy so sien, daai ene het 'n regte Spaanse oor. En so gaan dit verskillende mense wees. Ek meen, ek en Ernest, ek is pink, hy is bietjie donkerder. Setswana, Zulu, Ayok. Hy weet nie. Net soos ek weet nie. Wat is die ergste? Die Nederlandsheid, die Hollandsheid of die Fransheid in my. Maar hier kom hierdie skrywer Paulus en hy sê, maak nie saak wat nie, jy's gelyk. Jy raak deel van een liggaam. Jy word deurdrink deur die Gees van God en jy's equal en niks anders nie. Vers 14. Vers 14 sê, die liggaam bestaan uit baie lede uit. Ek het nog nooit 'n liggaam gesien net met 'n kop en 'n voet. Ek het nog nie 'n liggaam gesien met 'n kop en daar's daar 'n streepie en daar's daar 'n handpalm. Iets moet tussenin gebeur wat alles laat funksioneer sodat dit soos 'n liggaam lyk en is. As ons verder kyk vanaf vers 15 tot vers 17, hy sê dit baie duidelik. Wat sê hy wat ons so moeilik vat? Hy sê, as die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is dit nie deel van die liggaam nie. You don't have a choice. Nie ek besluit nie die
nie een langs jou nie een wat hier geskryf het nie. God sê, jy het nie 'n keuse nie. Hy sê, hou hy om die rede tog nie op om deel te wees van die liggaam nie. En as die oor wou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, het ek nie deel van die liggaam nie. Hy om die rede eweneens nie op om deel te wees van die liggaam nie. As die hele liggaam 'n oog was, luister nou baie mooi. En dit klink eenvoudig, klink soos graad R1A iets. Hy sê, as die hele liggaam 'n oog was, hoe sou hy kon hoor? Verstaan jy dit? Hy sê, en as die hele liggaam 'n oor was, hoe sou hy kon iets anders te doen as net hoor? Hoe gaan hy ruik? Hoe gaan hy sien? As die liggaam net 'n kop is, en die Here Jesus besluit, hy het 'n liggaam in totaliteit nodig, en hy gee vir jou die talent, wat hy nodig het, in 'n onderbeen, en jy funksioneer nie. Kan die liggaam funksioneer? Nee. Nou wil ek vir jou 'n ding sê, en ek gaan net hier agter staan, dat as ek 'n tamatie of eier kry, en iemand gooi my, dat ek kan koes. Hoe kan jy dit funksioneer by 'n huis? En jy kyk net TV. En jy kyk hierdie TV Christelike prediking. Waar is die liggaam? In die sitkamer. Wat is die liggaam? Miskien net 'n elleboog. Die res is op ander plekke, in ander huise. Ek het geen tamatie, geen eier, niks te kry nie. Met ander woorde, ek praat die waarheid, en jy besef dat jy reageer nie, want jy is bang, ek hak jou in. Hierdie gedeelte van vers 15 tot 17 sê, you don't have a choice. Weet jy hoe op aarde dit gebeur? Toe die Here Jesus Christus jou lewe gekoop het aan die kruis, toe sê hy, I've got you. Hy het die prys klaar betaal. So wat is die regte en die slim ding om te doen en sê, dankie Jesus. Ek is deel. Ek is deel van dit, ek gehoorsaam jou. Vers 18 sê iets baie, baie ernstigs. En gaan nie lekker op die oor nie. Hy sê, maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou doen. Ons sê vir mense, as jy hier kom besoek aflê, en jy voel, maar dit is God se wil, dat ek hier moet aansluit, is dit eintlik die Heilige Gees wat binne jou werk, en sê, you don't have a choice. Jy het nie 'n keuse nie, want dit is in sy raadsplan, dat jy moet funksioneer in die liggaam. God het mense by mekaar gevoeg, wie hy wil, waar hy wil, en soos hy wil, om te kan funksioneer, soos hy dit wil hê. Kry dit vir eens en vir altyd agter die blad, en sê, ek is beskikbaar. Maar vind uit, waar en hoe en wat. En nou vers 19 en 20 is eintlik net so amazing. Hy gaan verder en hy sê, as almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Dit is so eenvoudig. Kyk daar. Daar is nie net een lid aan 'n liggaam. Hy sê, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Ek dink,
gewild dat hierdie mense hom verstaan. Kom jy dit agter, hy moes eintlik so verduidelik, want hulle het hom 10 keer gekyk soos jy my nou kyk. Net 'n grapie. Ja, waarvan praat ek nou? Jy sien, ons is van nature ingestel om te resist. Maar in plaas van om die regte een te resist ons dit wat God vir jou gedagte het. Julle weet seker in die tyd, ek is gaande oor Miles Monroe. Alles in die ewige, wat dit wat hy geskryf het. Hy sê die volgende. Hy sê, Christ never preached Christianity. He preached the kingdom of God. En toe ek nou oor daai ding, want ek is excited daaroor gewees. Want dit vind met my aanklank. Toe sê, you cannot be part of the kingdom of God without surrendering to the laws of that kingdom. Hy sê as jy in 'n koninkryk wil behoort, is jy veronderstel om te doen dit waarvoor die koninkryk staan. God roep jou in 'n liggaam en hy sê, it's my body. They follow my law and my prescriptions. You've got a choice. Die eerste ding wat dan gebeur is, die mense soek fout met my of met Karin of met die ander. En dan sê ek, ag, bekeer jou. En as jy dan jou bekeer het, kom maar weer terug as jy wil. Vers 21 tot 24 is so duidelik, en dis iets daar, hy sê, die oog kan nie vir die hand sê, familie, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Hier raak aan ons iets baie sensitiefs, jy sien, want ons is so geleer, gekondisioneer, ek kan op my eie klap kom. Ek het eintlik niemand nodig nie. Gister toe ons hier werk, weet jy vir Elsie of iemand sê, en ek werk hierdie kry waar hierdie trappe op, baie dramaties, alleen. Ek sê, jy kan seker sien, ek het verlang nie opgehaal. Jy sê, dis soos ons gekondisioneer en ingestel is. Ek het nie iemand nodig nie. Nou wil ek vir jou dit vra, as jy 'n liggaam van Christus is, en jy se oor, nee, en jy kan net hoor, maar jy weet nie wat die duiwel om jou aangaan nie, want jy kan nie sien nie. Naderhand moet jy vir die hoof vra vir die Here, asseblief, laat weet my, wat hoor ek? Want ek kan nie sien nie. Verstaan jy, hoekom hierdie belangrik is dat jy dit kop? Jy kan nie sonder sig gaan en het net ore nie. Jy glo my nog steeds nie. Picture dit. Hierdie liggaam van Christus het net ore en 2 bene, maar daar's nie hande nie. En daar's ook nie oë nie. Nou sê hierdie oor, ek kan koop, nes ek is. Al kan ek nie sien wat ek hoor nie, maar ek sal wegbeweeg. En as hy hom kon kry, dan sy die afgrond af. Want hy kan nie voel, is daar 'n boom voor hom, en hy kan ook nie sien, is daar 'n afgrond. Die een gedeelte van die liggaam het die ander een nodig. Ek wil net weet, kop jy dit? Asseblief kop jy dit?
Want net die Here weet, ek weet nie wat om vir jou verder te sê omtrent hierdie gedeelte, dat jy dit kop nie, dat daar tussen mekaar van ledemate interaksie moet wees en julle het mekaar nodig. Vers 25 sê hy so mooi, hy sê, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die hele liggaam gelyke sorg vir mekaar kan dra. Weet jy wat? Dit is so eenvoudig, dit gaan net oor liefde. Hey, pas op, daar's 'n klip. Okay. Moenie jou arm so rond swaai nie, die kusyn is ook net so ver van jou af. Hier is 'n surrendering nodig, dat ek en jy sal sê, o Here, dis 'n liggaam, dis nie net ek. Ek het gister so 'n bietjie gegigel hier in my mou, vir sekere omstandighede vir die werkery in die tuin. En aangesien ons toe nou ook op daai punt al die disk-ding gedoen het, daai is so ingestel, nee, daai is dit, daai is dat, daai is net ingestel op verhoudinge. O nee, nie hoor nie, die pleintjie kan maar hier bly. Nou, duiwel ek ons verhouding op. Annie sal sê, I don't care, wat hy gaan. Hulle gaan bly in die hoek in, en begin hulle te verduidelik. Jode en titel van al die planne, sê, is reg so, is reg so, is reg so. Hulle kom nie agter toe by die 25ste keer kom, ek sê, dis reg so, dit hoef my nie te vra nie. Maar in die keis, dis ander mense, dit was seker nie by hande. En ek is die hart, klippig. Hier is iets wat ek en jy vir mekaar moet sê. Iets staan uit, hy sê daar moet gelyke sorg wees. Hy praat hier van die lelikes, die mooi is, en die wat onnoosel lyk, en die wat onnoosel is, en die wat slim is, en die wat lui is, en die wat fliks is, en die wat iets kan doen. Daai kan nie 'n gat boor nie, maar daai kan 10 boor. Daai kan nie 'n graaf hanteer nie, maar hy kan 'n snoeiskerf gebruik. Verstaan jy, dis die liggaam. Julle gesien, ek het iets gedoen gister. Natuurlik, hy het gesaag. Ek het net die takke gesleep. Hout gaan kry, of charcoal. Ons het mekaar nodig. Weet jy wat? Jy kan eintlik niks alleen doen. Nie 'n liggaam nie. Ek het hier nog gedeer, maar ek het geen tomatie gekry. Daar bestaan diversiteit, né? Is dit diversiteit? Diversiteit. Daar bestaan iets soos diversifisering van pligte. So, vir dit moet daar verskillende mense wees met verskillende talente. Maar in totaliteit kan daai funksie en daai take verrig word deur almal. Kyk nou maar na huishouding. As sekere goedjies wat 'n man tog kan doen. Sekere mans is okay om 'n swart sak te vat en om oor die heining te gooi. 'n Vrou is bang, daar's daai wit goedjies wat so maak, wat éventueel 'n vlieg word. Sekere mans het ook 'n probleem daarmee. As ek ons so van, skit ek ons so op iets hard, dan kom ons en sê, you will not fly. Maar dit is hoe God ons gemaak het. Party sal sê,
En dan sit 'n spinnekop wat so groot is. En ek sal sê, hy moet Here. Waar is hy nou? Waar daar sit hy? Dis 'n liggaam. So kan jy funksioneer en gekoördineerd wees met alles. Ek wil vandag vir jou sê, die Gees van God sê, come and surrender your will and your preferences. Kom en vandag besluit jy en sê, Here, dit gaan oor u liggaam. Dit gaan nie oor my nie. God het ons by mekaar gevoeg. Vandag gee ek oor aan die liggaam se doelwit en sy voorkeure, nie myne nie. Weet jy wat se tweede ding wat ons moet doen? Ek en jy moet die keuse maak om 'n ander een te eer. Ek en jy is gebore om enige iemand se andersheid, jy kry mos geite, vrolikheid, lawigheid, al die geite, om daai een se andersheid, te aanvaar en te eer. Want weet jy wat? God het hom gemaak. God het daai een so gemaak, nie jy nie sy pa en ma nie, hulle het nie die bestelling ingesit. Okay, let me order the third one. Hoe daai een saamgestel en uitdraai, is God se besluit. Verstaan jy as ek vir jou sê, eer daai persoon se andersheid. Hou op om te probeer om iemand te maak dat jy van hom lag. Jy gaan sukkel tot Timbuktu tyd. Ek sien daai mense gaan nog so opgaan na die hemel toe, as ek gaan daai kant, ek is hier. Want dit is 'n ingesteldheid van 'n eenheid van ons Here Jesus Christus se liggaam en niks anders nie. Kom ons lê dit oop. Here, ek wil nie vandag net namens myself praat nie, maar namens ons almal. En die wat ook na hierdie boodskap luister op watter platform ook al. Here, kom vergewe ons om alle mense se andersheid nie te aanvaar nie. Help ons dat ons hierdie liggaam sal help opbou in liefde met elkeen se doene, late en kwaliteite en potensiaal soos U hulle geskaap het. Dankie Jesus, dat elkeen van ons hier seuns en dogters van God is. Here, gee vir ons die vermoëns om almal te aanvaar en te eer en lief te hê. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Gaan ons probeer om in sync te wees met die liggaam van Christus en met hom as hoof. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Nou vir ons vandag is daar koue water, warm water. As warm water en koue water, dan kan jy kies vir koffie of tee en ietsie te ete. Hier is die dankofferkas. Hier is die gemeente se bankbesonderhede. Jy kan gerus 'n direkte inbetaling doen. Anders dan kan jy jou dankoffer bring en vir die Here sê, dankie Jesus. Staan ons sluit ons af met blessing and honor, glory and power.
Blessing and